Hallo daar en welkom by ons studie van die boek Handelinge. As jy dalk vandag by ons inskakel, miskien kuier jy vir die eerste keer by ons, dalk het jy Handelinge 7 ingegoogel en jy het op hierdie teks afgekom. Baie welkom. Hierdie studie is 'n tree vir tree, vers vir vers, saamstap deur die boek en ons ontdek en leer saam. Die kerk is aan die ontplof. Die kerk tref die wêreld. Die beweging van Christus is besig om 'n geweldige impak te maak. Die gelowiges groei daagliks en teen die tyd van Handelinge 7 sal al meer as 5000 mans alleen, reken sommige, in Jerusalem alleen. Hulle kom gereeld by die tempel bymekaar, hulle bid saam, hulle leef saam en daarna gaan hulle na mekaar se huise toe, ondersteun mekaar, dra mekaar, deel wat hulle het met ander. En omdat hierdie beweging so groei, beteken dit ook dat daar 'n klomp uitdagings daarmee saamgaan. Die eerste strukturele uitdaging vir die leiers van die kerk het ons in Handelinge 6 gesien, is dat die Grieksprekende weduwees gesê het, hulle word afgeskeep. Die Joodsprekende weduwees vir wie daar 'n struktuur was, want gewoonlik vanuit die sinagoges van daai tyd, het hulle 'n versorgingssisteem gehad om ook na die weduwees om te sien. Dit was natuurlik ook hulle verantwoordelikheid gewees en van hulle verwag, ook vanuit hulle godsdiens. Wel, die beweging van Jesus is 'n beweging van omgee en sorg. En die apostels maak 'n baie belangrike besluit. Hulle sê nee, ons gaan nie onsself nou van koers af laat bring, van stryk af laat bring om te fokus op die hulp van die weduwees nie, alhoewel die versorging van armes natuurlik 'n krities belangrike deel van kerkwees is. Maar hulle sê ons wil ons aandag gefokus hou, gespits hou op die woord en op gebed. Toe stel hulle 7 diakens aan. Ons ken dit as 7 diakens, ons sien hulle het 7 mans aangestel, en die fokus van die mans was die bediening juis van hierdie Grieksprekende weduwees. Interessant, al 7 van hulle het Griekse name gehad, en een van hulle se naam was Stefanus gewees. Ons leer Stefanus ken as iemand wat vol van die Heilige Gees is, vol wysheid was, en wat die woord gedeel het, waar ook al hy gegaan het. Stefanus word dan gevange geneem, omdat hy in 'n debat betrokke geraak het en hulle nie opgewasse was teen sy insig en sy wysheid nie. Hy word gevange geneem, hulle sleep hom voor die Joodse Raad. Dis die 3de keer dat die gelowiges voor die Joodse Raad verskyn. Hy word valslik beskuldig. Hulle sê hy praat teen die wet en hy praat teen die tempel. 2 geweldige misdade in die geskiedenis van Israel. As jy dit sou doen, volgens hulle wet, is jy in groot moeilikheid. En nou kry Stefanus kans om homself te verweer. En ek en jy is in vandag vir die mooiste, langste uitleg van die Ou Testament en die heenwysing op Jesus wat daar in die Handelinge boek is. Is jy reg daarvoor? Kom ons by die Here se seën toe ook op wat hy vandag vir ons wil, vanuit sy woord wil deel. Dankie Here vir hierdie oomblik. Ek is so bewus daarvan dat ons hierdie oomblikke net een keer in ons lewe kry. Dis skaars en dis kosbaar. Dankie dat ons by U leer. Dankie dat U ons hierin ook ontmoet. Dankie dat ons kan stil word en kan vra, Here, dit wat ons moet hoor by U vandag. Dit wat ek moet hoor, waar ook al ek myself in hierdie lewe en op hierdie aarde bevind. Help my om my ore te spits op die leiding van die Gees. Help my om my oë oop te maak sodat ek Jesus kan sien. Die Jesus vir wie Stefanus gesien het en oor wie hy gepraat het. Here, U lewe en U is 'n realiteit en die woord is waar. Daarom asseblief praat met ons in Jesus se naam. Amen. Handelinge 7 vers 1, die opskrif hier in my notas, dis die 83 vertaling en jy behoort in hierdie tyd te weet, as jy nog nie weet nie, dis vir jou beskikbaar, hoor. Handelinge 7 vers 1, die opskrif is Stefanus se toespraak. Die hoëpriester vra toe vir Stefanus, is dit waar? Nou weer eens net hierdie hoëpriester, ons weet Annas, Kajafas en sy seuns het hierdie beheersisteem gehad, as hoëpriesters, wat almal 'n kans gehad het om in daai tyd ook dienste doen in die tempel, wat in beheer was, as dit ware, ook van die Sanhedrin, né? Die hoëpriester vra toe vir Stefanus, is dit waar? Beheer van die tempel. Toe sê Stefanus, broers en vaders, luister na my. Hierdie is 'n ere aankondiging van Stefanus en hulle, net om weer eens sy respek te toon, maar ook om te sê, onthou, ek kom vanuit 'n Joodse agtergrond self.
al is dit waarskynlik 'n Grieksprekende Joodse agtergrond. Ek kom van daai agtergrond en ek het 'n waardering net soos julle vir ons storie tot op hede. En hier begin hy. God aan wie al die eer toekom. Nou hierdie eerste sinnetjie is die belangrikste sinnetjie, ek dink, vir dit wat daarna volg, want die fokus moet op God en op sy eer bly. Dit moes ook so gewees het vir die Jode. En as die Here die eer toekom, dan sien ons mos daarin woorde soos toewyding, gehoorsaamheid, aanbidding, dank, oorgawe, diens. Dis alles logiese gevolge van die Here aan wie die eer toekom, nie waar nie, 'n Here wat ons eerwaardig is. Maar nou gaan ons sien dat alles wat hy nou hierna vertel, wys aan een kant op God se waardigheid aan sy eer en die optrede van die mens daarteenoor. Toe sê Stefanus, broers, luister na my, God aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn, toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gaan woon het. Hierdie is die inleidende woorde van die verhale van die stamvaders, van die patriarge. Die belangrike hiervan is die eerste fokus wat Stefanus na die tafel toe bring, is onthou, Abraham het nie land gehad nie. Abraham het nie die wet gehad nie. Abraham het nie die besnydenis gehad nie. Abraham het nie die tempel gehad nie. En tog het God na Abraham toe gedraai. Abraham hierdie vader van die nasies, die vader van die gelowiges, wat ons hom in die Nuwe Testament ook leer ken, is 'n man sonder 'n land, sonder 'n tempel, sonder 'n wet en sonder 'n nageslag. En tog het God aan hom verskyn. God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af en gaan na die land toe wat ek vir jou sal wys. So Abraham se eerste opdrag is beweeg. Dis nie vassit nie, dis nie bly waar jy is nie. Dis om in beweging te bly. Hoekom hierdie belangrik is as inleidende opmerkings deur Stefanus is, dit lyk of die Jode ergens in hulle verstaan van wie hulle is, vasgeval het. Hulle het nie aan die beweeg gebly nie. En net so ons in ons eie groei na Christus toe, Kolossense 3:10, moenie vasgeval raak in die posisie waar ons is nie. Ons moet al hoe meer word na die beeld van Christus toe, soos wat Paulus dit daar ook beskryf. Abraham moes trek. En God het vir hom sê, trek weg van jou familie af. So Abraham se eerste beweging was 'n beweging van gehoorsaamheid, weg van die plek wat vir hom bekend was, na die land wat God in gedagte gehad het. Dit kom wys weer op God se keuse, God se belofte en natuurlik God se storie. Abraham moes net vertrou. Gaan lees gerus wat die Hebreërskrywer daaroor skryf in hoofstuk 11. Hy moes net vertrou. Hy moes net glo. En hoe word ek en jy gered? Deur te glo. Abraham het toe die land van die Galdeërs verlaat en in Haran gaan woon. Na sy pa se dood het God hom daarvandaan laat trek na hierdie land toe waarin julle vandag woon. So ons sien dat Abraham was op pad, maar toe stop Abraham op 'n stadium en bly saam met sy pa daar in Haran. Maar daar kom 'n stadium in Abraham se storie waar die Here vir hom sê, maar hier is nie die plek waar jy moet bly nie. Jy moet verder beweeg. Sien, God se storie word geskryf. En Abraham, hoewel uit eie keuse en eie beweging, moet ook gehoorsaam wees aan die leiding van die Here en hy beweeg verder. Hy stop nie daar nie. God se beweging hou nie op nie. God het 'n plan. Hy het 'n groter storie waarvan Israel deel is, nê? En Abraham, jy moet trek. God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie, selfs nie 'n haarbreedte daarvan nie. Maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee en na hom vir sy nageslag, hoewel hy nog nie 'n kind gehad het nie. Weereens 'n paar belangrike dinge. Abraham het niks gehad nie. Hy het nie 'n plek gehad nie en tog het God gesê, ek sal dit vir jou gee. So God se handeling as geskenk vir Abraham was, hier kom 'n nageslag, hier kom land. Twee baie belangrike dele van voortbestaan in die antieke wêreld. 'n Land en nageslag. En Abraham het nie 'n kind gehad nie. En nou weet ons, en ek bedoel, Stefanus gaan nie eers daarop in nie, maar dat Abraham se seun Isak gebore sou word. Isak wat weer sy eie offerhout na sy eie plek van offer toe moes dra. Daar op die koppie, onthou jy? En God sou self sy eie offerlam voorsien. Die eenwysing
van Isak na Jesus toe is op hierdie platform met ons Genesis Bybelskool vir jou beskikbaar as jy dit in baie meer detail wil gaan kyk. Dis deel van hulle storie, maar God se belofte is God se getrouheid, né? En dat God vir hom 'n land sou gee vir sy nageslag. God het so gesê, sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan ander behoort. Daar sal hulle slawe wees en 400 jaar lank baie swaar kry. En hier is klaar 'n brug wat gebou word tussen Abraham en die stamvaders en in die besonder Egipte. Nou die 400 jaar hier, ons weet Exodus se vertelling hiervan is 'n baie meer presiese getal van 430. Beide hierdie tref ons aan in die Ou Testament en die belangrike hiervan is nie dat die presiese getal van 430 die hele tyd gehandhaaf word nie, maar dat die gedagte hier deur Stefanus net genoem word van dis wat God sê. Daar gaan 400 jaar wees en onthou, dis 'n voorvertelling, né? Wat Stefanus hierso vir ons heen wys en dit het presies so gebeur. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou. Verder het God gesê, daarna sal hulle wegtrek en my op hierdie plek dien. Nes Abraham sal hulle in beweging bly. Nes Abraham sou hulle wegtrek. Nes Abraham sou by hulle plek kom waar hulle die Here sou dien. God het met Abraham 'n verbond gesluit, waarvan die besnydenis die teken is. Weereens God se besluit, waarvan die besnydenis die teken is. Dis interessant dat hierdie besnydenis word hierdie baie belangrike identiteitsmerker vir die Jode, wat hulle onderskei van ander. Dis ook een van die groot krisisse vir die eerste gelowiges. Ons sal dit later optel in Handelinge. Hierdie verpligte teken van die besnydenis aan die Grieke en dan veral aan die heidene wat nie Jode was nie. En so het dit gekom dat Abraham sy seun Isak op die 8ste dag na sy geboorte besny het. Isak het dieselfde gedoen met Jakob en Jakob met die 12 stamvaders. So Isak aan Jakob, Jakob aan sy seuns. En tot op hede is alles nog mooi. Ons het 'n paar krisisse van nie 'n land nie en nie 'n nageslag nie. Nou is daar 'n nageslag en daar's besnydenis. Maar daar's nog nie 'n wet nie. Daar's nog nie 'n tempel nie. En kyk wat is die eerste woorde van Stefanus hierna. Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop en so is hy Egipte toe. Die eerste daad van die stamvaders teenoor Josef was jaloesie. Afguns, neerkyk. Daai is natuurlik 'n woord wat sou uitspring wanneer die Joodse leiers, die hoëpriester onder andere, luister na Stefanus. Dis nie 'n woord wat net somme so genoem word nie. Hulle sal onmiddellik kan opmerk, Stefanus is op pad ergens heen. En hy noem die woord jaloesie. So die stamvaders het gedeel in die tragedie van Josef se lewe. Maar God, en hier's 'n baie belangrike twee woordjies by mekaar, elke keer wanneer ons dit sien, veral in die Nuwe Testament, maar in die Bybel moet ek en jy opstaan en aandag gee. Maar God. Dit beteken gee aandag, luister, die Here is aan die werk. Maar God was by hom en hy het hom uit al sy ellende gered. God was by hom, Immanuel. God wat red. Wie is Immanuel? Wie is die redder? Wie is by ons? God het aan Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die Farao, die koning van Egipte, gekom het. Die Farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel. Josef in Egipte, Josef vol wysheid. Josef daar deur God geplaas. Later het daar hongersnood in die hele Egipte en ook in Kanaan gekom. Nou, Egipte was beskryf as die broodmandjie van die antieke wêreld. Die mense het daarheen gegaan in tye van hongersnood en selfs nou het Egipte gelei, maar Josef se wysheid het gemaak dat hy voorsiening gemaak het, ook na aanleiding van sy uitleg van die Farao se droom. Die nood was hoog en ook ons voorouers kon nie kos in die hande kry nie. En net soos wat ons sien in die lewe van Abraham, net soos wat ons sien elke keer wanneer daar 'n hongersnood is in die Ou Testament, is daar 'n beweging na Egipte toe vir hulp. So is dit ook Jakob se beurt om te gaan vir hulp, om te gaan na Egipte toe. En wie kry hulle daar? Vir Josef, die een wat verwerp was, deur wie? Deur sy broers. Belangrike opmerking.
Toe Jakob hoor dat daar kos in Egipte is, het hy ons voorvaders op hul eerste reis daarheen gestuur. Op hul tweede reis het Josef hom aan sy broers bekend gemaak. En toe die farao ook van Josef se familie te hore kom. Josef het vir Jakob, sy pa en die hele familie laat haal, 75 mense altesaam. So dat as 75 in Egipte aangekom. Hierdie klein groepie het redding beleef. Nou, daar's nie nou vir ons tyd om Genesis 37 en Genesis 39 tot 50 te lees nie. Maar Josef se verhaal is so 'n mooi voorvertelling van Christus. Die verwerpte, die een wat weggegooi word deur sy broers. Ek dink 'n bietjie aan die proloog van Johannes. Maar die een wat redding bring. Die een wat daar in Egipte vir hulle voorsien. Wat vir hulle lewende brood as dit ware gee. Brood om hulle aan die lewe te hou. Jesus is die lewende brood. Josef in hoofstuk 50 sê, julle wou aan my leed doen, maar God wou daarmee goed doen. Christus, aan wie leed gedoen is, en deur wie God soveel goed gedoen het. Christus, die een met wysheid en insig en liefde. Jakob het na Egipte toe gegaan, en daar het hy en ons voorvaders gesterwe. Hulle liggame is na Sichem toegebring en begrawe in die graf wat Abraham vir 'n som geld daar in Sichem by die nakomelinge van Hemor gekoop het. As ek en jy dit gaan lees, gaan jy sien, dis eintlik Jakob wat hierdie grond gekoop het, en jy sê vra, is Stefanus verward? Nee. Onthou, in die wêreld van die Bybel leef 'n vader se wese en sy en wie hy is en sy roeping as dit ware, sy identiteit leef voort in sy nageslag. So om dus te sê dat daar grond uiteindelik gekoop is daar, beteken ook die belofte van grondbesitting sou het waar geword, ook later dan by Jakob, wanneer hy die grond sou koop. Jakob het dit gekoop, maar dis die storie van Abraham wat voorvertel word. Teen die tyd, dat God die belofte wat hy aan Abraham gegee het sou uitvoer, het die volk in Egipte reeds tot 'n groot getal aangegroei. Dis natuurlik die storie van die uittog, van die bevryding, Exodus, uit weg. Dis die storie waarna Stefanus hier verwys. 'n Nuwe koning wat nie vir Josef geken het nie, het egter in Egipte aan die bewind gekom. 'n Krisis. 'n Nuwe koning wat onredelik is. 'n Nuwe leier wat onregverdig is. 'n Nuwe leier wat dwangarbeid instel. En hy het 'n slim plan teen ons mense beraam en ons voorouers wreed behandel. Hy het hulle verplig om hulle babietjies buite aan hul lot oor te laat, sodat hulle nie aan die lewe sou bly nie. En hier bou Stefanus weer 'n brug vanaf die dwangarbeid en die situasie van die koning, die farao van daai tyd, wat die kleinkindertjies om die lewe bring. En natuurlik in daai tyd onthou jy die verhaal van Moses, hoe hy in die bissiemandjie gebere word, en daar in die Nylrivier afgaan, en gered word uiteindelik. In die tyd is Moses gebore, en hy was baie mooi. 3 maande lank is hy in sy ouerhuis versorg, en daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat. Maar God skryf sy storie. Nog 'n krisis, en ek en jy gaan dit sien elke keer, krisis op krisis op krisis, God se storie, 'n heenwysing na Christus, ons sal dit sien. Daar het die farao se dogter hom gekry, en sy het hom as haar eie seun grootgemaak. Gaan lees gerus in Exodus, is 'n verskriklike mooi verhaal daai. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en hy het uitgeblink in woord en daad. Hierdeur kom beskryf Stefanus Moses as iemand wat bevoorreg was. Ek bedoel, vanuit sy krisis stap hy binne in die paleis in. Die eerste 40 jaar van Moses se lewe spandeer hy in die paleis. Leer hy al die wyshede van die Egiptenare. Leer hy hulle perspektief op die wêreld en hoe hulle daarna kyk. En so word hy presies die perfekte persoon vir 'n tyd soos die. Dis wat er later van Esther sou gesê word. Net soos wat ons sou sien in die tye van Rut, ons sien dit in Dawid, ons sien dit in Paulus. Presies vir 'n tyd soos hierdie, is jy juist die regte persoon nou in God se hande. Jy's die regte werktuig vir nou. Op 40-jarige leeftyd het die verlange by hom opgekom om te gaan kyk hoe dit met sy mense gaan. Met sy mense, wie? Die volk Israel gaan.
Israel wat natuurlik beteken, God stry vir ons. Die Here is die een wat vir ons veg. Die Here wat intree vir ons. En hier sien ons die Here wat na 40 jaar op presies die regte tyd in Moses 'n beroering na vore bring. Hy wil weet hoe gaan dit met die mense van sy herkoms, waar hy vandaan kom. En hy wil gaan kyk hoe dit met hulle gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur die Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Nou lewe was vol waarde vir die Israeliete. Jy neem nie 'n lewe nie. En tog is Moses hier in beweging. Het hy in beskerming van die mishandeling van een van die Israeliete, het hy die Egiptenaar doodgemaak. Hy het verkeerd gedoen, al was sy bedoeling redding. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red, maar hulle dit nie verstaan nie. Toe het hy die volgende dag op 2 Israeliete afgekom wat beklei. Hy wou vrede maak en hy het gesê, mense, julle is tog broers, hoekom beklei julle dan met mekaar? Sê Josef die een vol wysheid, Moses die een wat hier kom vrede maak. Hy wil vrede maak tussen 2 wat beklei. Maar die een wat met die bekleierery begin het, stamp vir Moses op sy en sê, wie het jou as ons leier en as regter oor ons aangestel? So onmiddellik, wie dink jy is jy? En dan natuurlik die beskuldiging hierna. Maar 2 baie belangrike woorde, leier en regter. Want dis wat Moses natuurlik sou word, né? Dis presies wat sy rol sou wees na die uittog, dat hy die leier sou wees van die volk wat hy uitgelei het, en dat hy regter sou wees. Later sou sy skoonpra Jethro hom gehelp het om ander manne aan te stel onder hom wat sou kon help met die regering van hierdie massas en massas mense en hulle probleme. Maar leier en regter is natuurlik 'n baie mooi heenwysing na Jesus toe. Die een wat ons leier is en die een wat die regter is. Wil jy my ook doodslaan? Soos jy gister die Egiptenaar doodgeslaan het? Toe Moses dit hoor, het hy gevlug en 'n bywoner in Midian geword. Net nou het ons gehoor van die bywoner Abraham. Nou hoor ons van die bywoner Moses. 'n Bywoner, een wat nie deel is van hierdie land nie. Een wat eintlik van 'n ander land afkom. Klink dit vir jou bekend? Gaan lees gerus Filippense 2 vers 5 tot 11, want dalk sien jy daarin ook iets raak. Daar is vir hom 2 seuns gebore. 40 jaar later het 'n engel eendag in die woestyn by Sinaï berg in die vlamme van 'n brandende doringbos aan Moses verskyn. Moses se eerste 40 jaar was in 'n paleis. Moses se tweede 40 jaar was in 'n woestyn. Moses was baie verbaas oor wat hy sien, en toe hy nader kon gaan om te kyk, hoor hy die stem van die Here. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham en Isak en Jakob. Moses het gebewe en het nie gewaag om te gaan kyk nie. God se roeping, God se besluit, God aan die werk, en Moses op presies die regte plek, vir presies die regte oomblik. En die Here sê vir hom, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. In die Middellandse wêreld van daardie tyd, is daar ook geglo dat wanneer jy en dis vandag ook nog so, wanneer jy in die teenwoordigheid van die Heilige kom, dan trek jy jou skoene uit. En so Moses nou. Hy trek sy skoene uit, want die grond waarop hy staan, so sê die Here ook vir hom, is heilige grond. Ook Joshua sou dit later so hoor. Die mishandeling van my volk in Egipte het ek gesien, en hulle gekerm het ek gehoor. Daarom het ek gekom om hulle te red. Kom nou nader, ek wil jou na Egipte stuur. Hierdie paar woorde, as ons dit so sou opsom, daar sommige wat reken, hierdie is die woorde wat gesê word wanneer 'n bruidegom 'n bruid vra om te trou binne die Joodse wêreld, het dit later so geword. Maar daar's iets anders hier, en ek wil jou heenwys op presies die woorde wat Jesus hierin, wat Jesus leef. Jesus is die een wat sien, né? Hy is die een wat nuwe oë gee, wat herstel bring. Jesus is die een wat hoor. Hy weet wat mense dink, hy weet wat hulle sê, hy weet wat in hulle harte aangaan. Hy is die een wat hoor. Jesus is die een wat gekom het. Filippense 2. Jesus is die een wat red. Sien, al hierdie dade wat God vir Moses sê en wat hy gaan doen en wat hy vir Israel gedoen het, is natuurlik 'n heenwysing na Jesus toe. En Stefanus is besig om die tafel te dek
om die leiers, die hoëpriester en ander, te laat hoor wat hulle eintlik moet hoor. Kom nader, ek wil jou na Egipte toe stuur. Dit is dieselfde Moses vir wie die Israeliete nie wou aanvaar nie. En vir wie hulle gesê het, wie het jou as leier en regter aangestel? Sien, net soos die stamvaders nie vir Josef wou aanvaar nie, wou die Israeliete nie vir Moses aanvaar nie. Hoor jy waantoe is Stefanus met hulle op pad? Wie wou nie vir Jesus aanvaar nie, nee. Tog het God juist vir Moses as leier en redder na hulle toe gestuur, deur die engel wat in die doringbos aan hom verskyn het. So geïnspireer en gefokus, geroep en gestuur is hy op pad. So het dit gekom dat Moses hulle uitgelei het. 40 jaar lank het hy tekens en wonders in Egipte, by die Rooi See en in die woestyn gedoen. Tekens en wonders is Lukas se manier om vir ons te herinner aan die bonatuurlike wat aan die werk is. Ons het dit vroeër in Handelinge al raak gesien. God wat aan die werk is, die gelowiges wat deelneem daarin, en nou net weer 'n herinnering aan Moses, wat met sy tekens en wonders die werk van die Here kom doen het, toe hy vir Israel uitgelei het na die woestyn toe. En dan weet ons wat gebeur het, in Eksodus 14, toe hulle by die Rietsee kom, by die Rooi See kom, so wat hier vertaal word, dan kom hulle daar en dan kla hulle, dan wil hulle weer teruggaan. Hulle wil nie hoor nie. Is dieselfde Moses wat vir die volk Israel gesê het, God sal uit julle geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voorkom. Hierdie is 'n vooruitvertelling na wat Jesus later ook sou aanhaal, Deuteronomium 18:15, dat die profeet sou kom, 'n profeet wat redding sou bring. Nou die Samaritane, wat net geglo het in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, hulle het net daaraan vasgehou as die heilige teks, het die profeet, die gesalfde, die Messias, uit Deuteronomium 18, het hulle hom verwag. Die ander, die Jode, die uit die Suidryk, sou die ganse Ou Testament, daarin ook hierdie messiaanse figuur, sou hulle verwag het, sou hulle sien. Later sou ons sien dat alles in die Ou Testament heen wys op die een persoon, die een figuur, die middelpunt van die geskiedenis, die Here van die Here, die Koning van die Konings, Jesus die Christus. Dit is hy wat, toe die volk daar in die woestyn bymekaar was, die skakel was tussen ons voorvaders en die engel, wat met hom op Sinaï berg gepraat het. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons mee te deel. God stuur, God praat, God gee. Lewende woorde. Jesus sê, hy gee lewende water, daar in Johannes 4 aan die Samaritaanse vrou, wanneer hy daaroor ook praat. Weer eens sien hy berg, hierdie berg was nie in die beloofde land nie. En tog het God daar gepraat. Sien jy, God praat, nie in 'n spesifieke spasie nie, nie in 'n spesifieke land nie. En wanneer hy praat deur sy profete, word hulle verwerp. Wanneer hy praat deur Josef, word hy verwerp. Deur Moses word hy verwerp. Ons voorvaders wou egter nie na hom luister nie. Hulle het hom verontagsaam en na Egipte terugverlang. Voorvaders wat terugverlang na 'n plek van slawerny. Terugverlang na 'n wêreld waar hulle vasgevang was aan 'n klomp dade wat hulle moes doen elke dag, 7 dae 'n week. En hulle verwerp die leier, verwerp die een wat hulle sou red. En so met die verlange terug na Egipte toe, lees ons, die gevolg was dat hulle destyds 'n afgodsbeeld gemaak het, in die vorm van 'n kalf, en daaraan offers gebring het, en fees gevier het, tot eer van hul eie hande werk. Moses op Sinaï berg, Moses ontvang die lewende woorde, Moses hoor by die Here, en hieronder en gaan lees maar gerus Exodus, dwing hulle vir Aaron, om vir hulle 'n kalf te maak. 'n kalf wat 'n simbool is van die storie waaruit hulle kom, uit Egipte, uit slawerny. 'n kalf wat 'n beeld is, hulle eie handewerk wat hulle kan aanbid. Hoor jy die suggestie wat Stefanus hier laat by die Joodse leiers? Want waaroor het hulle kom kla? Oor die wet en oor die tempel. Wat was die tempel anders as handewerk? Wat anders was dit as hulle plek van fokus, waaroor hulle so kwaad geword het? In plaas van die God van die hemel en aarde, fokus hulle op die tempel. En Stefanus juis hierin ook, lei die nuwe deel van sy toespraak in, naamlik die aanbidding van handewerk van mense, in plaas van God. En hulle het fees gevier daar, en die punt heeltemal gemis.
Maar God het hom van hulle afgewend en hulle laat begaan om die sterre te aanbid, soos daar geskrywe staan in die boek van die profete. Was dit vir my, Israel, dat julle brandoffers en ander diereoffers gebring het, gedurende 40 jaar in die woestyn? Lees gerus hoe Amos hieroor ook skryf. Ek bedoel, die vraag vir die Israeliete was, daar in die woestyn, het julle my aanbid? Nee, julle het julle eie handewerk aanbid, julle het weggedraai van my af, julle het fees gevier oor dit wat julle self geskep het, in plaas van die een wat julle geskep het. Nee, julle het die tent van Molek saamgeneem, en die ster van julle God Refan. Julle het hierdie beelde gemaak om te aanbid, daarom sal ek julle tot anderkant Babylon wegstuur. 8 keer in die Ou Testament word daar verwys na Molek. Nou Molek in die beeld was die van 'n dier met sulke arms wat uitgesteek word, en dit is 'n verskriklike gruisame toneel, maar daarop is babetjies geoffer. Jy weet, dis die storie van Moses, né? Dis die storie wat gebeur met Jesus op 2-jarige ouderdom, wanneer sy ouers vlug. Babetjies wat geoffer word vir 'n afgod. Hoe verskriklik is dit nie? En hierin kom sê God vir hulle, maar julle het daai God aanbid. Die Here wat lewe gee, die Here wat Johannes 3 sy eie seun gee, julle het hom geoffer vir julle eie afgod. Hoor jy die dieper betekenis wat Stefanus hier vir hulle oopbreek? Die beeld van die vreemde afgod van die Ammoniete word hier aanbid, en die Here sê, ek gaan julle wegstuur. Eers word die 10 stamme van die Noordryk in ballingskap weggeneem, en hulle word later die Samaritane, wanneer hulle uit die Assiriërs ingeval word, en saam met hulle assimileer, tot hierdie groep wat ons ken as die Samaritane, en die Suidryk word, jare later, word hulle in Babyloniese ballingskap weggevoer. Ons voorvaders het die tent met die getuienis by hulle in die woestyn gehad. Gaan lees daar Eksodus hoofstuk 40, is die hoogtepunt van die tabernakel met al die offers en al die verskillende offers en die gebruike wat daarmee saam was, en die allerheiligste, en die saambeweeg en die leiding van die Here deur die wolkkolom en die vuurkolom. So hulle het hierdie tabernakel saam met hulle gehad. Moses het dit op bevel van God gemaak, volgens die voorbeeld wat hy gesien het. Jy gaan sien, Moses het dit presies gemaak, en die Here die handewerk verskaf, en voorsien, en die Here het deur die mense het hy alles voorsien wat nodig was vir die tabernakel. Die volgende geslag het die tent ontvang, en dit saamgeneem toe hulle onder leiding van Joshua die land in besit geneem het, waaruit God die inwoners voor ons voorvaders uitverdryf het. Dit het daar gebly tot die tyd van Dawid. En kyk net hoe vinnig beweeg Stefanus met hy toespraak van Moses na Joshua, van Joshua na Dawid. Joshua het die baie belangrike karakter, figuur, persoon in die Ou Testament. Want Joshua beteken redder, onthou jy? Joshua wat saam met Caleb ingegaan het, en Caleb wat uit die stam van Juda kom, en later uit die stam van Juda sou gebore word, die lam, die koning van die konings, Jesus die redder. Sien jy daai, dat Caleb en Joshua, juist die twee was wat die beloofde land ingegaan het, en geleentheid gesien het. En daar in die land van belofte, sal gebore word die Messias. En nie ver van waar Joshua hulle deur die Jordaan gegaan het nie, sou Jesus gedoop word, en ook daar sou Johannes die doper sê, daar is die lam van God wat die sondes wegneem. En so beweeg ons na Dawid toe. En wat word oor Dawid gesê? Wel, as jy Dawid se storie gaan lees, sal jy sien, God se belofte is, en op die troon van Dawid sal kom en sal regeer, die koning van die konings, die Messias, wat sou kom. En Jesus is gebore waar? In die stad van Dawid. En hy sit op die troon, en hy heers. En al hierdie heenwysing op Christus, sal natuurlik woorde wees wat hierdie hoëpriester en die ander om hom, wat hulle die lyne na toe trek, en sal weet, dis eintlik wat Stefanus hier meer besig is ook. Dit het daar gebly tot die tyd van Dawid. God was vir hom goed, en Dawid het gevra om toegelaat te word, om vir God 'n tempel te bou, vir gebruik deur die nageslag van Jakob. En God het gesê nee. Maar vir Dawid het die Here gesê nee, want onthou jy, God woon nie in tempels nie, en tog het Dawid hierdie geweldige begeerte gehad om net dit daar neer te sit, verander om te weet, die God van Israel is die Here wat heers. Dit was sy diepste begeerte, en sy seun Salomo sou uiteindelik die tempel bou. Hierdie tempel
wat sigbaar was vir die buurvolke, wat daarvan te hore gekom het. God die Allerhoogste woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie, soos die profeet dit stel. So hoor maar, teenoor die afgodsbeelde is die Here wat nie in geboue woon nie. So onmiddellik sal die aanklag teen Stefanus oor die tempel hier ter sprake kom, om te sê, maar God woon nie in tempels nie. Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou, of watter plek as my rusplek? Het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie? Al hierdie dinge waarmee julle hierdie gebou wil bou? Ek wil, as jy nou wil speel en dink dat jy iemand is wat iets kan doen, onthou, alles wat jy mee gaan bou het ek in elk geval gegee. So God is groter as dit, né? Nou, onmiddellik kan ek en jy dink na Jesus se woorde, weet, wanneer hy na die tempel kyk en hy sê, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak, wat 'n plek van aanbidding moes wees. Dit beteken nie dat Jesus daardeur kom sê, God woon daarin nie. Want hy praat van die huis van my Vader daar, dan praat hy van die Here wat woon in die lofprysing van sy mense wat daar by mekaar gekom het, en hulle dit 'n plek gemaak van verdeling, wat sekere mense nie kon ingaan na hierdie spasie van aanbidding nie. Want die Here woon onder die lofklanke van sy volk, van sy mense, van sy kinders. Julle hardkoppig is, julle is heidene in julle harte. Wat 'n draai nou in Stefanus se woorde. Hy het al die pad gebring tot in Dawid, tot in die bou van die tempel, en nou kom wys hy vir hulle, julle leiers, julle is hardkoppig, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Om die Heilige Gees te weerstaan, is 'n baie skerp aanklag teenoor hulle, en ons sal sien dat in die Hebreërbrief, dat ongeloof is die gevolg van ongehoorsaamheid. En oor ongehoorsaamheid is wanneer jy nie luister nie. Wanneer jy nie luister nie, word jou hart hard, en hoe meer jou hart verhard, hoe verder dryf jy weg van die Here af. En hier nou, julle het nie gehoor nie, julle het weerstaan. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Stefanus het nou 'n baie goeie oploop tot hier gegee, en daardeur bewys, sien julle deur die geskiedenis heen, dis die storie, en dis ook julle. Wel, as hulle die profete teengedraai het, en nie wou na luister nie, as hulle die profete vervolg het, hoeveel te meer dan nie die Jesus oor wie Stefanus praat nie. Hulle het God se boodskappers doodgemaak, wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Dis die storie van Jesus soos vertel in Deuteronomium 18, dis die storie van Jesus soos vertel uit die hele Ou Testament. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. So, as dit nou gaan oor regters, en dit gaan oor aanklag, en dit gaan oor 'n verhoor, is Stefanus die een wat nou die plek inneem van die aanklaer en die regter. Want hy sê vir hulle, julle het Jesus verraai, en julle het hom vermoor. So julle is aandadig aan sy dood. Julle is moordenaars. En onthou mooi, moord in die 10 gebooie, in die wet van Moses, is 'n geweldige aanklag, nie waar nie? So 2 baie belangrike dinge, die wet en die tempel, en Stefanus wys vir hulle deur sy toespraak, dit wat hulle hom voor aankla, is hulle eintlik aandadig aan, want hulle het van die tempel 'n afgodsbeeld gemaak, en hulle die wet verbreek. Hulle was nie daaraan gehoorsaam nie. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. So julle maak net soos Israel gemaak het. Toe die lede van die Joodse Raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Daar's iets van skuldgevoel, nee. Daar's iets van die maklikste manier om jouself dan te verdedig is om aan te val. As jy onskuldig was, sou jy mos nie so gereageer het nie. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, en kyk hoe mooi stel Lukas dit hier, hulle het die Heilige Gees weerstaan. Stefanus is gevul met die Heilige Gees. Vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel. Onthou, God woon nie in tempels nie. Opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. En Jesus, wat aan die regterhand van God staan.
Moenie hierdie te vinnig lees en verby dit beweeg nie. Johannes 1 vers 14 sê, ons het Jesus gesien, vol van die heerlikheid van die Vader, vol genade en waarheid. So Jesus bekleed met heerlikheid, Jesus saam met die Vader, Stefanus gevul met die Gees aan die werk hier op aarde deur die gelowiges, Jesus aan die werk in die hemel, sê Hebreërs, as 'n hoëpriester. Alles aan die werk hier, en Stefanus kan dit sien. Hy sien vir Jesus. Die Hebreërbrief som dit so op, ons sien Jesus. En Stefanus hier, hy sien vir Jesus. En waar? Op die regterhand van God. Dis 'n plek van gesag, dis 'n plek van autoriteit. Dis 'n plek van heerskappy. Hierdie Here wat hulle gekruisig het, aan die regterhand van God. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Die hemel is nie geslote nie. Die hemel is oop. En Moses, die een wat die uitweg was uit Egipte, uit die slawerny van Egipte, is 'n heenwyser na Christus. Die een wat die uitweg is uit die slawerny van die sonde. Maar hy is ook die inweg, hy is die enhodos. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy herstel alles. Daar is niemand soos hy nie. En Stefanus is opgewonde wanneer hy praat oor die heerlikheid van Christus. Die heerser, die een wat lewe, die een wat staan. Hulle het gedink, hulle het hom doodgemaak. Hy is opgewek en hy staan aan die regterhand van God, op 'n plek van gesag. Vers 57, toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm. Hierdie woorde van Jesus wat lewe, Jesus wat aan 'n plek van gesag en autoriteit staan, daar langs die Vader, Jesus wat hy kan sien, die hemel wat oop is net vir hulle te veel. Hulle het hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Nou of hierdie 'n Joodse bende was, en of hierdie die opdrag van die Sanhedrin was, maak Lukas nie vir ons duidelik nie. Maar onthou, Stefanus is op hierdie oomblik voor die hof gesleep. So is dit so dat hulle ook vir hierdie volgeling van Jesus die doodsvonnis toedien, soos wat hulle aan Jesus gedoen het. Onregverdiglik, op grond van valse beskuldigings, en wat hy uiteindelik vir hulle weer lê het vanuit die woord. Die getuienis het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. En so lei Lukas ons in na die volgende karakter, die hoofkarakter amper, naas Petrus en Johannes en Stefanus in die verhaal van Handelinge, in die gebeure van die eerste kerk, in die beweging van die Gees. Saulus, hierdie man wat teenwoordig was, hierdie man wat die klere sou hou, en dis alles sou aanskou, en jy sou kon sê wat hierdie ook met sy hart goedgekeur het. En dan die mooi einde van Stefanus se verhaal. Terwyl hy vir Stefanus stenig, het hy uitgeroep, Here, ontvang my gees. Onthou jy Jesus se laaste woorde? In u hande gee ek my gees oor. So doen Stefanus, die Here wat hy liefhet, die Here wat hy dien, die Here oor wie hy vertel, vol van die Heilige Gees vertel. So doen hy sy Here se daad na. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Jesus se volgelinge doen soos hy gedoen het. Dis wat disippelskap beteken. Om in die stof van jou rabbi te stap, naby aan hom, soveel sodat die stof op jou val. Sien, Jesus se dade van vergifnis is iets wat Stefanus so aangegryp het, dat ook hy hierdie vergifnis wil bemiddel. Ook hy wil die vergifnis toebid. Stefanus wat goedhartiglik gekyk het na die weduwee. Stefanus wat met wysheid en insig gepraat het en gedebatteer het en gedeel het. Stefanus wat vol insig die verhaal van die Ou Testament vertel het en gewys het hoe dit heenwys op Jesus. Is ook Stefanus wat hier weer eens dien, intree, namens ander intree. En weet jy, as ek en jy teruggaan na die begin van hierdie hele storie oor die wet en die heenwysing na Moses, dan doen Stefanus hier presies wat Moses gedoen het. Gaan lees gerus in Eksodus, waarin jy sien dat Moses keer op keer intree vir die volk. Soveel so, dat hy sê, Here, red hulle liewer en laat my verlore gaan. Moses doen die onverwagse,
En ook hier doen Stefanus die mooiste daad van liefde, deur te vra dat hulle hom wat wreed teenoor hom optree, dat die Here hom hulle sal vergewe. Wat 'n mooi einde van hierdie baie intense verhaal. Ek weet nie wat jy saam met jou vandag huis toe vat nie. Ek weet nie waarom jy verder gaan loop, wat die geskenk is, wat in jou hart is nie. Maar mag die mooi van hierdie verhaal, en ook die hartseer einde vir ons herinner, dat Stefanus het gekyk in die oë van 'n lewende Here. Dis wie hy raak gesien het, né? Dis wat hy met sy oë beleef het. Maar dis waarheen Stefanus ook op pad was. So vir jou, as jy in 'n plek van lyding, van woestyn, van swaar kry, van bywonerskap hier op aarde, jouself tans beleef, jy is presies in die hart van die Nuwe Testament, want dis hoe gelowiges beskryf word. Ons is bywoners hier op aarde. Ons is nie veronderstel om hier vir ons paleise te bou nie. Ons is nie veronderstel om hier vir ons tempels te bou nie. Ons is nie veronderstel om hier voor afgodsbeelde te buig nie. Ons is vry, bywoners. Ons woon eintlik met ons harte al vanuit 'n ander land hier op aarde. Ons behoort aan hom, ons is deel van 'n ander koninkryk. En daarom het ons goeie nuus om te deel. Ons is vry. Dankie Here Jesus dat ons vandag ook met hierdie teks opnuut kan kom by 'n plek van vryheid. En Here, as dit vergifnis is wat ons weg van U afhou, vergifnis teenoor ander, as onvergifnis ons afgod geword het, dan bid ek dat ons dit vandag sal breek voor U. Dat ons dit sal oorgee voor U. Dat ons sal kom erken, Here, daar's goed wat ons van U af weghou, wat ons harte hard en ons ore doof maak. En ons wil nie dit hê nie. Ons wil vol van die Gees kan wandel, en daarom asseblief kom en neem dit weg. Dankie Here dat Stefanus se plek van oorgawe, juis die begin van lewe vir ons is. Om te sê, Here, in U hande gee ek my lewe oor. Wees U die Here van my lewe. Dankie vir hierdie besondere teks, en vir ons wandel met U, en vir dit wat U vir ons wys en nog gaan wys. Mag ons met gehoorsaamheid daarop reageer. In Jesus se naam. Amen. Amen. 'n besondere mooi week vir jou.